Marked by His glory, known by His love. Dink net aan hierdie sin. Hoor hom net gou. Marked by His glory, known by His love. En in hierdie jaar gaan ons baie fokus op hierdie. Ek vertrou sodat hierdie slogan, hierdie sin wat ons sê, dat dit iets baie meer sal wees as net 'n ding wat hier teen die muur geskryf sal wees. Dat dit iets sal wees in hierdie jaar wat jy baie intentioneel oordink en oor besin en oorwonder en die diepte en die rykdom van die betekenis sal ontdek, want in die hele doxadeo gaan dit ons fokus wees om te verstaan dat ek en jy, daar's iets van die heerlikheid van God wat ons in ons dra en ons word geken deur sy liefde. Dit is so groot sin wat ons baie lank oor gaan praat en kan praat en wat ons glo wat die Here regtig op ons hart kom lê het as 'n familie om baie sterk op te fokus. Nou, ek wonder of jy al ooit op 'n plek was waar jy bitterlik graag 'n verhouding wou gehad het wat 'n bietjie meer intiem was. Ek praat nie noodwendig van 'n romantiese verhouding nie. Kan dit ook wees. Maar daar's baie verhoudings, nee, wat ou voel, jy wens so, hierdie verhouding kan net so bietjie meer 'n warmte in hê, 'n hartlikheid hê, 'n openheid in hê, 'n bietjie groter intimiteit in dit hê. Maar dan beleef jy baie keer afstand. Jy beleef dit is nie altyd daar nie. En dan is dit nie asof jy persone 'n lelike houding met jou het nie. Ek bedoel, hulle is baie beleefd. Hulle doen hulle plig. Hulle is nie vyandig teenoor jou gesind nie, maar jy weet in jou harte van harte dat emosioneel is daar afstand. En jy wens so jy kan hierdie gap kleiner maak, maar die ander persoon of party is net nie daar nie. Dit mag wees in 'n vriendskap. Dit mag wees selfs 'n kollega by die werk waar jy voel ek wens so ek kan hierdie verhouding net so bietjie meer eg kry, so bietjie meer intiem, so bietjie meer warm kry. Dit mag wees in 'n huwelik. Dis baie taaf as dit in 'n huwelik is. Maar die realiteit is, jy sit vanmôre mense hier wat op daai plek is waar jy weet daar's so bietjie afstand. Ek wens ek kan dit meer intiem kry. Dit kan verhouding met jou ouers wees. Waar jy begeerd het om net met jou ouers so bietjie meer van 'n intieme verhouding te hê, maar jy is bewus van die afstand. Of dalk is dit andersom, jy wens jy kan dit met jou kinders hê. En dit voel vir jou, die ander persoon is net nie daar in hulle begeerte en hulle behoefte waar jy is nie. En ouens, hier's die ding, dit is ongelooflik frustrerend wanneer jy jou op hierdie plek bevind, want daar is niks, maar niks wat jy kan doen om iemand te vat na 'n plek van die intimiteit wat jy graag begeer nie. As daardie persoon nie die tree gee nie, is daar niks wat jy kan doen om die persoon daar te kry nie. En dit bring die frustrasie. Jy kan nie intimiteit afdwing op iemand nie. En dit mag vir jou en vir my dalk 'n vreemde gedagte wees, maar die God van die hemel en die aarde, die een wat my en jou gemaak het, die een wat hierdie hele uitspansel gemaak het en alles in die palm van sy hand hou, God almagtig, is die Bybel die een wat kom sê dat daardie God is die God wat begeer na intimiteit. God begeer om 'n intieme verhouding met my en met jou te kan staan, om hierdie intimiteit met ons te beleef. God se hart is altyd verhouding. Oor en oor is dit die boodskap in die Bybel, dat God, skepper van die hemel en die aarde, God almagtig, smag na een ding die meeste, en dit is 'n intieme verhouding met my en met jou. Ons sien dit al in Genesis. God maak die skepping, sit alles daar in plek, en dan maak hy die mens. En dan sien jy toe God die mens gemaak het God hierdie intieme verhouding met die mens gehad. En jy sien hoe dat God wandel met Adam en Eva in die tuin. Kan jy net dink, die intimiteit level wat daar moes wees. God, almagtig, skepper van die hemel en die aarde, is besig om met Adam en Eva in die tuin te wandel en net die oomblikke te geniet
Miskien 'n mooi sonsondergang, miskien 'n vroeë oggend, waar die voëls begin wakker word, en God geniet dit net, daar's intimiteit tussen Adam en Eva, en God, en God geniet dit hierdie oomblikke, en Adam en Eva is besig om in te drink, hierdie oomblikke van intimiteit. En toe kom die sonde. En die woord leer ons, ekskuus, ek moet hier 'n boodskap afval, wat nou my hele preek om toemaak het. Die boodskap, die woord leer ons, dat toe sonde kom, toe bring dit afstand. Die ding wat God die meeste begeer het, intimiteit, kry seer, word vernietig. Dis die krag van sonde. Dis hoekom die skrif vir ons sê, dat die loon van die sonde is die dood. Dis intimiteit het verlore geraak. Op die hakke van sonde is daar iets van intimiteit wat seer kry, wat skade kry. En dis die ding wat God die graagste wil hê. En God sê, Adam, waar is jy? Is nie asof God nie geweet het waar hulle is nie, want die Bybel sê hulle het gaan wegkruip, want hulle was skaam en naak, en hulle was vreesagtig, en skielik kom vrees in, en skaam in, en skuld, en skaam en seer. Al die goeders word deel. In plaas van intimiteit met God, het dit plek gemaak vir skuld en skaam en seer. Dis wat sonde kom doen. Nou kruip hulle weg, en God sê, waar is julle? Is nie asof God nie geweet het waar hulle was nie, geografies nie. Dat iets in die verhouding gebeur. Iets in die intimiteit het geskuif. Dit wat God die meeste, die graagste wou gehad het, dat 'n skuif gekom. Waar is jy in terme van jou verhouding met my? Wat het gebeur? Hoekom het daar 'n skuif gekom? Adam, Eva, waar is jy? En die storie van die Bybel is, hoe dat ons van daar af oor en oor sien, hoe dat God kom, en hy bied verhouding weer aan, en hy bied verhouding aan, en is baie interessant, hoe dat die bose ook kom, en hy kom bied ook iets aan, hy kom bied 'n plaasvervanger aan, hy kom as 'n engel van die lig, en hy kom bied amper dieselfde as God aan. Die duiwel is op sy gevaarlikste, hy kom as 'n engel van die lig, dit lyk so reg, maar dit is so ver verwyder. Ek wil vir jou sê, die bose gaan nooit iets jou pad langs bring, wat 180 grade weg is van wat God sê nie. Hy kom baie keer in met iets wat baie naby aan die waarheid lyk. En oor sien ons hoe dat die mens in plaas van verhouding en intimiteit met God, in plaas daarvan om dit te kies die mens om godsdienstig te wees. Daar's 'n godsdienstigheid wat kom inglip het. En wat gebeur het is, dat ons begin nou God baie respekvol hanteer. En dan moet altyd respek vir God wees, natuurlik. Maar respek vat ons baie keer na 'n plek toe, wanneer dit gedryf word uit 'n godsdiensbehoefte uit, word dit gedryf na 'n plek van respek, maar sonder nabyheid, sonder intimiteit. Ek het my Bybel, en ek sit hom daar op die koffietafel. Of ek sit hom daar op my bedkassie neer. En ek gaan nie 'n ander boek bo op hom sit nie. Ek gaan niks bo op hom sit nie, want dit is die Bybel. Ek gaan hom ook nie lees nie. Maar ek het respek vir hom. En dat iets gebeur. Godsdiens het ingeglip, en godsdiens het ons gevat na 'n plek toe waar verhouding verskraal het, en dunner geword het, en minder geword het. En dan sit ons om 'n tafel, en dit is 'n wonderlike gewoonte. Ek kraak nie die gewoonte af nie, maar dit is 'n fantastiese gewoonte. As ons baie keer net bid voordat ons eet, uit dankbaarheid vir die kos, en dan baie keer sit ek en wonder, hoeveel keer is dit 'n gewoonte net, en hoeveel keer is God regtig betrokke, wanneer ons met hom praat, en vir hom sê, dankie Here. En godsdiens vat ons na 'n plek toe van ritueel, sonder intimiteit. Dis die probleem van godsdiens. Dis ritueel, sonder intimiteit. En ons maak, dis 'n plaasvervanger vir intimiteit met God. Godsdiens het 'n manier om God veilig op 'n afstand te hou. Ek bedoel, hoeveel keer sing ons hiersof? Ons is besig om die Here te aanbid, en ons sing, en dit is woorde wat hier uit ons harte uitvloei. En baie keer is dit woorde wat net oor ons lippe kom. Dis nie iets wat hier uit die hart uitkom nie. Ja, wanneer godsdiens gekies word, het ons hierdie tikboksies. Ons het 'n paar goed wat vir ons belangrik is, nê. Ek het hierdie godsdienstige tikboksies. Ek glo in God. Tik. Ek gaan kerk toe, tik. Ek bid, tik. Ek respekteer God, tik.
Maar tog is God ver van my. En iets van die intimiteit wat God die graagste wil hê, die meeste wil hê, het verlore gegaan. Openbaring 3:20. Dan is dit so treffende gedeelte, nee, dan sê hy, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Ek is besig om te klop. Hierdie brief was nie geskryf vir ongelowige ouens nie. Was nie geskryf vir sondaars nie, dit was geskryf vir gelowige mense. Mense soos ek en jy, dan sê hy, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Dit beteken dat, dit kan gebeur dat wanneer ons so by mekaar is, dan hoor ons hoor hoe God in die liedere wat ons sing, ons hoor hy's betrokke daarbey, ons sien dit in die maniere wat hy op is, die elemente en die strukture, sien ons dat dit praat iets van God, en ons sien binne in die program wat ons aanbied, God is in dit teenwoordig, maar die hartseer is baie keer is God in al hierdie goeders, maar hy's nie in ons harte nie. Die intimiteit het verlore gegaan, hy's buite dit alles. En dan kom hy in Openbaring en hy sê iets ongelooflik belangrik. 'n Waarheid wat ons onderskei van elke godsdiens in die wêreld. Hy gaan verder en sê, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak. En skielik hoor jy God se hart. Dis asof God sê, ek gaan myself nooit afdwing nie. Ek gaan intimiteit nooit dwing nie. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as jy net sal oopmaak, ek wil hierdie intimiteit met jou hê, ek wil hierdie ding vat, hierdie verhouding vat na 'n volgende vlak toe, maar ek kan dit nie forceer op jou nie. In 2026 is daar iets wat ek die meeste begeer oor jou lewe. Dis 'n lewe van intimiteit, maar ek kan dit nie forceer nie. Ek staan by jou deur en ek klop, en as jy sal oopmaak, sal ek inkom. Ek sal die volgende tree gee, maar jy moet oopmaak. Die een ding wat God nie kan doen nie, is God kan nie intimiteit afforceer op my en jou nie. Dis 'n keuse wat ek en jy moet maak. 'n Keuse om te sê, Here, in 2026 is daar een ding is wat ek wil doen. Ek wil U meer lief hê. Elke dag as ek opstaan, Here, help my om U vandag 'n bietjie meer lief te hê as wat ek U gister lief gehad het. Dis 'n keuse. Jy sien, God kan gehoorsaamheid. Hy kan dit seker op ons afdwing, maar nie liefde nie. God is almagtig. Ek bedoel, hy kan vir ons beveel om iets te doen. Hy kan ons straf, hy kan ons seën. Hy kan goed van ons ontneem. Maar er is een ding wat God nie kan doen nie. Hy kan homself, sy liefde, nie op ons afforceer nie. Dis iets wat ek en jy oop moet maak. Dis iets wat ons moet sê ja voor. Intimiteit is 'n keuse. Intimiteit is daardie plek van oorgawe. Intimiteit is daardie plek waar jy sê, Here, ek kies om my lewe oor te gee, en in 2026 is daar een ding is wat ek kies, is dat ek in hierdie jaar vanuit 'n intieme verhouding gaan kies om oor te gee en U te vertrou. En dis hoekom Jesus sê in Johannes 15 vers 15, hy sê, ek noem julle nie meer my slawe nie, maar vriende. God soek nie slawe nie. God begeer nie 'n godsdienstige aanslag en styl nie, waar ons vanuit 'n slawerny beginsel hom eer en aanbid nie. God sê, ek soek seuns en dogters, ek soek intimiteit. Jesus het vir ons gesterf aan die kruis, sodat die intimiteit wat verlore gegaan het, herstel kan word, sodat ons weer in 'n herstelde verhouding met God die Vader kan leef. Kan ek dit sê? Intimiteit is die ware beloning van ons geloof. Intimiteit met God die Vader is die ware beloning van die evangelie. Baie keer dink ons, hoor die beloning van die evangelie en die beloning van geloof is dat ek hemel toe gaan. Dis wonderlik, dis great, ons gaan hemel toe gaan. Dis wonderlik en dis 'n groot beloning. Maar dis nie die primêre beloning nie. Die primêre beloning is 'n herstelde verhouding met God die Vader. Party ouens, as ek luister hoe hulle praat, dan voel dit vir my dat die primêre beloning van jou geloof is dat die Here jou sal seën, of dat die Here vir jou goed sal doen. Ek wil vandag vir jou sê, die primêre beloning lê in 'n herstelde verhouding, 'n intieme verhouding met God die Vader. Jesus kom in Johannes 17 vers 3, dan sê hy, dit is die ewige
lewe. Wat is die ewige lewe? As jy regtig wil lewe, hierdie is die lewe, dis die ewige lewe, dis waaroor die lewe gaan, dan sê hy, dat hulle U ken. Jesus sê, as jy wonder waaroor dit alles gaan, hier's waaroor dit alles gaan, dat jy God sal ken, dat jy hom sal leer ken, dat jy hom sal leer ontdek wie hy is, hoe hy oor jou voel, hoe hy oor jou dink, dat jy sal ontdek wat dit is, om met sy heerlikheid te leef, gemerk te wees deur sy liefde, dat jy die ontdekking sal maak, wie God is en wie jy in hom is, dit is die lewe. Die ewige lewe is nie 'n destinasie nie. Die ewige lewe is nie 'n bestemming nie. Dis 'n verhouding met God die Vader. Nou, ons het al baie keer, jy het sekerlik al gehoor dat ons sê, Jesus is nie net 'n voorbeeld vir ons nie, maar hy is ook 'n voorbeeld van ons. Hy is 'n voorbeeld van ons. Ons is gemaak na sy beeld, sy gelykenis. Wat waar is van Jesus, is waar van my. Hy is ons leidsman, hy lei ons in alles. Ons verstaan waaroor die lewe gaan, hoe ons moet leef, wat met ons gaan gebeur, in die graf, na die graf. As ons net na Jesus kyk, verstaan ons, hy is 'n voorbeeld vir ons en van ons. En wanneer dit kom by intimiteit, is daar 5 groot goed, wat Jesus se lewe radikaal geraak het. 5 groot goed, en ek gaan vir jou 5 goed gee in 2026. Hier's 5 groot goed. As jy 'n intieme verhouding met God die Vader is, dan daar's meer as hierdie 5, maar hier's 5 baie groot goed wat jou lewe radikaal sal raak wanneer jy in 'n herstelde intieme verhouding met God staan. Eerstens, Jesus se intieme verhouding met die Vader het hom seker gemaak van sy identiteit. Hy het nie getwyfel oor wie hy was nie. Jesus het 'n sekerheid gehad oor wie hy was, sy identiteit, as gevolg van sy intieme verhouding met sy Vader. By Jesus se doop, Matteus 3:17, is daar 'n stem wat uitroep, hierdie is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag. Jesus het op daai stadium geen wonderwerk gedoen nie, hy het sy bediening nog nie begin nie, maar hier is hierdie waarheid gewees, is my geliefde seun. Voor prestasie was daar identiteit. Jesus het sy identiteit voor prestasie verstaan. Kan ek net vir jou sê, dis so bevrydend, as jy in hierdie jaar sal ingaan en sal sê, daar is niks wat jy kan doen, wat gaan maak dat God vir jou meer lief sal wees nie. En as niks wat jy kan doen wat sal maak dat God vir jou minder sal lief wees nie. Hy het jou volkome lief. Hy wat liefde is, het jou ten volle lief. En as jy hierdie regtig verstaan, kan jy hierdie jaar benader met groot verwagting en met groot uitdaging in jou hart, dat hy is die een wat my innig lief het. Sy identiteit was gevestig voor sy prestasie. Hy het geweet wie hy is, omdat hy geweet het aan wie hy behoort. Die tweede ding in Jesus se lewe oor intimiteit. Intimiteit met die Vader het Jesus se gebedslewe natuurlik gemaak. Dit was nie godsdienstig gewees nie. Weet jy, net mooi gaan kyk, die disippels van alles wat hulle vir Jesus kan vra, wat hy hulle moet leer. Ek bedoel, hy het pretty much gedoen. Jesus leer ons om water te loop. Jesus leer ons hoe om die brood en die vis te vermeer. Leer ons om water in wyn te verander. Kan jy dink aan die invloed wat jy gaan hê daar in Stellenbosch as jy dit kan doen? Leer ons. Maar die een ding wat hulle na gekyk het en gevra het was, leer ons hoe om te bid. Hulle het na sy gebedslewe gekyk en hulle het na hulle gebedslewe gekyk. 'n lewe wat 'n gebedslewe gekenmerk deur tradisie en gewoontes en afstand en God wat so ver is, maar wanneer Jesus gebid het, was dit so anderste. Hy het nie gebid om indruk te maak nie, hy het nie gebid met formules nie, hy het nie gebid met rituele nie, hy bid soos iemand wat iemand ken. Mag jy in 2026 as gevolg van 'n intieme verhouding met God die Vader begin te bid soos iemand wat iemand ken. Ken hom en hy ken my. I'm marked by his glory and I'm known by his love. Die derde ding, intimiteit met die Vader het Jesus vrygemaak. Dis een van die groot goed wat ons almal begeer. Die skare wou hom kroon as koning. Die godsdienstige leiers wou Jesus beheer. Die disippels wou gehad het dat Jesus hulle populêr moet maak onder die volk.
Maar Jesus het nooit geleef vir die applous van mense nie. Jesus het nie geleef vir die opinies van mense nie. Jesus het nie geleef vir die aanvaarding van mense nie. Jesus het nie geleef vir hulle wat mag het nie, om voor hulle pype te dans nie. Jesus het geleef vir een stem, die Vader se. Hy het geleef vir intimiteit. Hy sê, ek doen net wat ek die Vader sien doen. Intimiteit het Jesus geanker. Dit het hom stil gemaak in die geraas, en dit het hom gefokus in die verwarring. Jy het intimiteit nodig in 2026, om stil te word in die geraas, om gefokus te wees in die verwarring. Want sulke dae gaan ook kom, maar intimiteit is die ding wat my lewe in 'n rigting vat, waar dit my sekerheid gee. Intimiteit met Jesus, intimiteit met die Vader, het Jesus vreesloos gemaak in oomblikke van pyn. Intimiteit beteken nie die afwesigheid van pyn nie. Ek het vanmôre met iemand gepraat wat so swaar oorlede is in Desember. En soms gebeur daar tawe goed. Daar kom situasies in ons padlands wat ons nie altyd gevrywaar is van nie. Intimiteit maak ons nie los van die pyn nie, maar dit waarborg ons God se teenwoordigheid te midde van die pyn. Daarom sê ek, 2026 sal 'n goeie jaar wees. Want ons leef met 'n intieme verhouding met God die Vader. Al kom die oomblikke van pyn, hy is daar. Ek is in sy hande. Hy sal my nie begewe of verlaat nie. Ek is veilig by hom. Ek is nie wees agtergelaat nie. God is daar. Omdat Jesus die Vader geken het, het hy nie getwyfel nie. Hy het nie weggehardloop nie. Hy het oorgegee met vertroue. Intimiteit het hom nie gespaar nie, maar dit het hom gedra. Dit het hom sterk gemaak. En die 5de ding wat ons sien oor intimiteit in Jesus se lewe, intimiteit met die Vader het Jesus se liefde onvoorwaardelik gemaak. Luister, Jesus was nie geïntimideer deur mense se sonde nie. Hy was 'n goeie vriend van hulle. Inteendeel, hulle verwys na Jesus as 'n vraat en 'n wynsuiper, want kyk saam met wie kuier hy. Dit was die liefde wat hom gedryf het. Mense se gebrokenheid het hom nie afgestoot nie. Hy was nie bedreig gewees deur mense se skuld en skaam en seer en mislukkings nie, omdat hy uit 'n oorvloed van liefde geleef het. Daar was hierdie intimiteit tussen hom en die Vader, en dit het 'n effek gemaak met die mense waar hy beweeg het. Mag ons in 2026 regtig ontdek wat dit beteken, marked by his glory, known by his love. Dis hoekom Jesus anders was. Jesus was anders nie omdat hy meer godsdienstig was nie. Kan ek jou mooi vra in hierdie jaar wat voorlê? Die laaste ding wat jy moet doen is om meer godsdienstig te word. Jesus was anders omdat hy meer verbind was. En dis die uitnodiging van die evangelie. Hier is die uitnodiging vanmôre vir my en jou in 2026. Die uitnodiging is nie net dat jy sal kom en vergifnis sal beleef nie, dis deel van die uitnodiging. Maar dis net 'n deeltjie van die uitnodiging. Die uitnodiging is nie dat jy sal kom en hemel toe sal gaan nie. Dis 'n deeltjie van die uitnodiging. Maar die groot uitnodiging van die Skepper van die hemel en die aarde, van God Almagtig, die groot uitnodiging vanmôre aan my en aan jou is, kom en kom geniet dieselfde verhouding, dieselfde intimiteit as wat Jesus met die Vader gehad het. 2026 gaan 'n goeie jaar wees, ouens. Dis 'n jaar wat ons gaan ontdek wat dit beteken om te wandel met dieselfde intimiteit as wat Jesus met die Vader gehad het. Jesus is nie net 'n voorbeeld vir ons nie, hy is 'n voorbeeld van ons. Marked by his glory, known by his love. God se heerlikheid merk ons nie deur afstand nie, maar deur sy teenwoordigheid. God se liefde word nie geken in rituele nie, maar deur intimiteit. Jy kan vandag God respekteer en hom steeds nie ken nie. En jy kan aktief wees in die kerk en steeds ver weg wees van hom. Maar vandag klop hy aan jou hartsdeur. Nie hard nie, nie dringend nie, maar baie liefdevol. En sê, as jy vir my oopmaak, sal ek ingaan.
En as jy my toelaat om hierdie vlak van verhouding te vat na 'n vlak toe van groter intimiteit, as jy my toelaat, ek sal daar wees. Mag jy vandag sê, ja Here, hier is ek. Miskien dien jy al baie lank al die Here vanmôre. Maar jy hoor vanmôre dat die Here sê, hey, ek wil hê jy moet die intimiteit beleef wat my seun, die eerste Adam, die tweede Adam, beleef het met my Jesus, dat jy dieselfde intimiteit sal beleef. Miskien sit jy vandag hier en jy besef, my verhouding met die Here is glad nie uitgesorteer nie. Ek wil vir jou vra of jy 'n eenvoudige gebed sal doen, daar waar jy sit, waar jy hom in jou hart sal nooi, in jou lewe sal nooi, sal sê, Here, hier is ek. Vergewe my. Maak my 'n kind vandag. Ek is hier. Ek wil U dien met my hele hart en alles wat my is. Ons gaan nagmaalbedieninge hê vanmôre. Terwyl ons 'n laaste lied gaan saam sing, wonder ek wat is die gebed wat jy vanmôre moet bid? Ek wonder wat het die Heilige Gees met jou oor gepraat terwyl ons so gekuier het. Wat is dit wat die Here besig is om wakker te maak in jou hart? Jy het 'n wonderlike geleentheid om vanmôre voor die Here te kom en hierdie gebed te kom bid. Miskien is dit 'n gebed van Here, vergewe my. Miskien is dit 'n gebed van Here, help my om te ontdek die intimiteit wat U in gedagte het oor my lewe. Ek wil in dit wandel. Help my Here. Miskien is jou lewe so gefokus op die moets en die moenies en die reëls en die Here sê, hey, kom ontdek my net 'n bietjie. Ek wonder wat is dit wat die Here vandag in jou hart mee besig is. In die nag wat Jesus verraai was, het hy brood gevat en hy het dit gebreek. En hy het gesê, my liggaam gaan gebreek word soos wat ek die brood nou sal breek. En die disippels het dit nie verstaan nie en het nie begryp waaroor hy praat nie. En dan het hy verder gegaan en hy het die wyn gevat en die wyn geskink en gesê, en soos wat hierdie wyn vloei, sal my bloed ook vloei vir julle. Dit wat God die meeste begeer het, intimiteit, het Jesus die hoogste prys voorbetaal. En die bose kom, en hy glip so 'n bietjie godsdienst in, wat as ons kan wegkry van ware intimiteit, het hy iets groots reg gekry. Jesus het sy lewe gegee, dat ek en jy met intimiteit met hom kan leef. Vader, baie dankie dat ons aan U kan behoort. En dankie Jesus dat U lewe vir ons kom gee het. Dankie dat U die weg en die waarheid in die lewe is. Dankie dat ons na U, dat U die toegang is tot die Vader. Hierdie verhouding wat seer gekry het in die tuin van Eden. Dankie dat U dit kom herstel het. Dankie Jesus, U het alles kom doen wat ons nodig het om in 'n verhouding met U te staan. Dis nie meer ons vermoë, ons prestasie nie, Here. U het al vir ons kom wys met U doop, hoe U dink dit gaan oor wat U vir ons kom doen het. U is my geliefde seun. En vandag wanneer U na ons kyk, dan roep U uit, hierdie is my geliefde kinders. In wie ek welbehaag. Dankie dat ons vandag die nagmaal kan vier as die grootste victory en oorwinning, die plek waar God die afstand kom verwyder het in intimiteit kom inlei. En dankie dat al die ander beloftes waar is, Here. Dankie dat ons uiteindelik eendag hemel toe sal gaan. Dankie dat ons vergifnis van ons sondes kan beleef. Dankie vir al hierdie goed wat bykom. Ons kyk nie na dit as minder belangrik nie. Dis net so belangrik. Maar Here, ons wil nie mis die belangrikheid dat U gekom het, dat ons nou 'n lewe van intimiteit met U kan leef nie. Dis die lewe dat ons U sal ken. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.